Ek groet jou op hierdie maandagoggend, die 16de Februarie, en dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is steeds besig met hierdie kosbare tema van innerlike genesing, en hierdie week kyk ons na genesing deur gemeenskap met ander gelowiges. Nou, dit pas natuurlik pragtig in ook by ons oorhoofse tema vir die jaar, behoort en beweeg. Nou, kom ons wees met mekaar eerlik. Wie van ons het nog nooit seer gekry nie? Ons almal het al seer gekry, en veral ook by die kerk. Maar die hartseer daarvan is dat as ons so seer kry tussen mense en by mense, dan is ons geneig om ons te onttrek van mense af. En tog is dit so belangrik om nie te vergeet nie, dat innerlike genesing veral binne die gemeenskap van gelowiges plaasvind. Die woord gemeenskap in die oorspronklike Grieks beteken letterlik om te deel. Ons deel ons vreugdes, ons oorwinnings, maar ook ons leed, ons mislukkings en ons seer kry met mekaar. En glo dit bring vir ons innerlike genesing. Want om te deel maak dat dit voel asof jy die las nie alleen dra nie. En inderwaarheid dra jy dit dan nie meer alleen nie. Want deur die liefde van 'n geloofsgemeenskap begin mense jou dan aanmoedig, versterk en jou ook in die proses help om daardie seer te verwerk. Want in geloofsgemeenskap weet ons is daar liefde. Ons dink maar net aan Efesiërs 5 vers 1 en 2. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, om ons ontwil en sy lewe as 'n offer gegee het. En so behoort ons mekaar dan ook lief te hê. Natuurlik weet ons, nie een van ons volmaak nie, en ons liefde vir mekaar is nog minder volmaak. Maar ons het tog mekaar se liefde nodig. Maak nie saak hoeveel foute dit ook al mag wees nie. Kom ons bid dus vir elke gelowige wat op 'n manier seer gekry het en onttrek het uit die geloofsgemeenskap van God. Kom ons bid dat hulle sal terugkeer en dat ons as geloofsgemeenskap wat nog onsself sien as deel van hierdie geloofsgemeenskap sal moeite doen met hulle wat seer gekry het, om hulle ook weer deel te maak van geloofsgemeenskap. En mag ons in liefde hulle intrek, omvou, en mag hulle God se deernis, sy liefde en sy hoop ook in geloofsgemeenskap ervaar. En as jy dalk seer gekry het, wend jou tot die geloofsgemeenskap van die Here, want daar is jy eintlik veilig. Daar gaan jy nie geoordeel en veroordeel word nie. Daar gaan die liefde van God deur die Heilige Gees gelowiges bring by 'n punt waar hulle sê, ons ervaar God se liefde ten spyte van wie ons is, en daarom het ons jou lief, net soos jy is. Ons bid dit vir mekaar. Ons bid dit vir gelowiges reg oor ons land en in die hele wêreld. Mag gelowiges weer terugkeer na die geloofsgemeenskap, na die gemeente, na die kerk. Amen.